Kom ons kop af, so ek wil net so vinnig met julle recap. Ons begin vanaand met Johannes 4 vers 46 en nou ek het vanoggend gesê ons gaan met 5 begin. Maar ek dink nie ons gaan nie, hè. Daar's nog bietjie te veel oor in 4 om te bespreek. En die wonderlik van die woord wat ons vanaand agterkom, is tot tussen die verskillende boeke praat die woord oor dieselfde goed. Jy gaan nie 'n boek lees en dan gee hy vir jou 'n hele ander storie as wat die volgende boek gee nie. En dis wat die Bybel eintlik 'n wonderwerk maak. Dit is oor 1500 jaar geskryf. Beteken van die eerste boek wat geskryf was, en dis nie Genesis nie, dis Job. Job is die oudste boek in die Bybel. Vandat Job geskryf was, totdat Openbaring geskryf het, was daar 1500 jaar wat verbygegaan het. 44 bevestigde skrywers in die boek. En hulle almal vertel een storie. Dis 'n wonderwerk. Ja, slim mense reken dat om so iets weer reg te kry is amper onmoontlik. Mense gaan hulle opinies insit en hulle eie storie begin skryf. Jy gaan nie weer 'n boek soos die Bybel kan maak, kan produseer nie. Maar kom ons kyk gou-gou, waar is ons in die vorige gedeelte wat ons hanteer het? So ons sien Jesus beweeg deur die land van Samaria, wat vir die Jode taboe was. Jode en Samaritane kon nie met mekaar meng nie. Hulle het geglo dat Samaritane is vuil goed. Hulle, as 'n Samaritaan in jou raak of met jou praat, dan moet jy deur 'n reinigingsproses gaan. Hulle het die woord Samaritaan gebruik as 'n vloekwoord. Maar Jesus stap daardeur, want hy het 'n doel en 'n afspraak met 'n vrou. 'n Samaritaanse vrou. Nou, daar was 'n paar goed wat vir die Jode erg was. Onder andere was dit Samaritane, en onder andere was dit vrouens. So 'n Samaritaanse vrou is omtrent, daar's nie 'n laer klas waarmee 'n Jood kan meng as 'n Samaritaanse vrou nie. En Jesus het 'n afspraak met hierdie vrou wat duidelik verwerp is in die gemeenskap. En Jesus kom en hy verander haar lewe. Hy praat met haar oor die lewende water. As julle kan onthou, het hy by die put aangekom en die vrou het kom water skep en hy het vir haar gevra, sal jy nie maar vir my ook water skep nie? En dan sê sy, meneer, maar jy het nie eens 'n skepding nie. En ons sien in daai hele gesprek hoe die Here eintlik haar lewe omdraai. Hy openbaar goed in haar lewe wat sy gedoen het wat geen ander persoon weet nie. En dit maak dat haar hart heeltemal verander. En daai vrou draai om en word een van die eerste evangeliste wat die Samaritane bymekaar maak. En op daardie oomblik sien ons die disippels kom terug met kos. En hier ontstaan nog 'n gesprek tussen Jesus en sy disippels, waar hy met hulle 'n gesprek het en hulle het 'n ander gesprek. Jesus praat met hulle in die gees. Hulle kom met kos en hulle vra hom, Rabbi, wil jy nie eet nie? En hy sê, ek het voedsel waarvan julle nie eens weet nie. En hy praat nie van kos nie. Praat nie van 'n toebie nie. Hy praat van die wil van die Here doen. Dis sy voedsel. Dis wat hom onderhou. Maar onder andere praat hy met hulle oor die oes wat gereed is. En soos wat die Samaritaanse vrou terugkom met die Samaritane, die verwerptes, die armes, die slegstes, die wat uitgeskop is, soos wat die vrou terugkom met 'n klomp mense wat sy bymekaar gemaak het, kyk Jesus oor die horison en hy sê, die oes is gereed, maar die arbeiders is min. En ons sien Jesus sê vir hulle dat soveel keer op soveel plekke gaan soek julle die oes waar hy nie is nie. Die Here sê, ek het 'n oes reg rondom jou gesit. Jy hoef nie ver te gaan nie. Jy hoef nie oor see te travel nie. Daar's 'n oes by jou, om jou. En ons sien een van die goed wat ons as mense sou die mekaar maak, daar breek herlewing uit in Samaria. Mense kom tot bekering, hulle daag in hulle hordes op om by Jesus te hoor wat Jesus sê. En nadat hy 2-3 dae daar gebly het, beweeg hy Galilea toe. En nou vir ons wat nou die Bybel na die tyd lees, sien ons dat hy glad nie dieselfde reaksie in Galilea gekry nie. En ons kan nie verstaan hoekom verlaat hy die plek waar daar herlewing is vir die plek waar hy eintlik gaan verwerp word nie. En ons sien maar Jesus het 'n hoër doel, 'n hoër prentjie gehad en
vers 46 waar ons begin vanaand, is in amper hier op die einde van Jesus se reis van Samaria af na Galilea toe. Kom ons lees vers 46 saam. Hy het toe weer vertrek na Kana in Galilea, waar hy die waterwyn gemaak het. In Kapernaum was daar 'n sekere koninklike amptenaar wie se seun siek was. Nou, ek wil hê julle moet een ding onthou. Die disippels hier was jong manne gewees in hulle tyd saam Jesus. Almal tussen die ouderdom van 12 en 16. Ons weet Petrus is die enigste een wat dalk bietjie ouer was, want van 16 jaar oud af kon jy trou en Petrus was die enigste een wat getroud was. Want Petrus het 'n skoonma gehad en Petrus moes tempelbelasting betaal. Die res was almal jonger. So hulle is jong seuns wat saam met Jesus hier beweeg. En na Jesus gekruisig was en op hemel toe gevaar het en vir hulle gesê het, julle gaan my net so sien terugkom, wag die disippels in afwagting vir Jesus om terug te kom. Nou hierdie is ongeveer 70 jaar nadat Jesus hemel toe gegaan het. Besluit Johannes, ek raak nou oud en my geheue raak nie meer so lekker nie. So ek moet die goed begin neerskryf. So die evangelies wat ons lees is hooftrekke in Jesus se lewe. Dis nie die hele opsomming nie, dis nie die totale prentjie nie. Dis goed wat Johannes onthou het, gelei is deur die Heilige Gees om neer te skryf, want dis die goed wat belangrik is. So op daai noot. Wanneer daar iets opgeteken is in die Bybel, is dit nie toevallig nie. Ek meen, daar's 3 jaar wat hulle saam met 3,5 jaar wat hulle saam met Jesus geloop het. So niks wat opgeteken is per ongeluk opgeteken nie. Dit is omdat hulle dit belangrik geag het om te onthou. Dis omdat die Heilige Gees gedink het, hierdie stukkie is belangrik om hier in te sit, want dit beteken iets vir iemand. En ons sien dit. Die hele reis tussen Samaria en Kana, en Galilea, is daar nie vir ons veel van opgeteken nie. Ons lees nie baie van wat gebeur het nie, maar die eerste noemenswaardige ding, die eerste ding wat Johannes besef, op hierdie reis moes ek hierdie opgeteken het, is 'n interaksie tussen Jesus en 'n koninklike amptenaar. Nou ons sien die tema van die boek tot dusver toe, van Johannes 2, 3, 4, sien ons dat Jesus het gesprekke gehad met mense. En die gesprekke het iets beteken. Hy praat met die vrou, hy praat met Nikodemus, en nou praat hy met 'n koninklike amptenaar. Sien, Kapernaum was 'n dorpie langs die see van Galilea. Jesus is weer terug in Kana, waar hy die water in die wyn verander het. En ons sien dat toe Jesus terugkom in Kana, het die woord al versprei van sy wonderwerk wat hy gedoen het. Die woord het al uitgekom dat hierdie Jesus wat wonderwerke kan doen, gaan terugkom, sodat al begin 'n groep mense bymekaar kom. Nou let wel, die man wat van Kapernaum afkom na Kana toe, om Jesus te sien, die 2 dorpies is so ongeveer 40 kilometer uit mekaar uit, plus minus. Onthou dit. Kom ons praat eers oor hierdie man. Die woord beskryf hom as 'n koninklike amptenaar. Dit was 'n man van status gewees. Is nie net sommer enige hier jy gewees nie. Dit was 'n man wat hy het 'n posisie gehad. Hy het status in die dorp gehad. Hy het geweet wie hy is. Hy was 'n koninklike amptenaar. Nie dieselfde as wat Nikodemus was nie. Nikodemus was hoogop in die geloofssirkel, in die religious circles was hy hoog op gewees. Hy was deel van die Sanhedrin gewees en aan die hoof van die Joodse leiers. Is nie dieselfde tipe nie. Hierdie ou van wie ons hier lees, het vir die koning gewerk. Daar is 'n baie goeie kans dat hy direk onder Herodes Antipas gewerk het, die koning in daai streek. En hy sou of in beheer gewees het in 'n regeringsmag of in 'n militêre mag. Een van die twee, die woord teken dit nie vir ons op nie. Maar dis nie enige ou nie. Dis ook 'n ou van status, ook 'n ou van geld, ook 'n ou van 'n oorvloedige agtergrond. So van die 3 persone
sou hierdie ou 'n minister van iets gewees het. 'n Minister van finansies of 'n minister van so en so en so. Dis die tipe persoon met wie ons deel hierso. En dis belangrik om te weet wie is hy, waar kom hy vandaan, want dan maak die interaksie tussen hom en Jesus, dit maak bietjie meer sin. Maar sien, daar was hierdie ding gewees, daar was hierdie gesegde in Jesus se dae, wat gesê het, die swart kameel van hartseer kom kniel by elke man se hek. Wat beteken niemand is gewaarborg om 'n lewe sonder hartseer te hê nie. Niemand spring dit vry nie. Ongeag jou agtergrond, ongeag jou status, ongeag jou werk of jou titel of waar jy jouself vind of waar jy bly, die swart kameel van hartseer kom kniel by elke man se hek. Ons almal beleef hartseer. Ons almal beleef tragedie, verlies, een of ander tyd. En hierdie man kom op 'n plek in sy omstandighede waar hy dit beleef. Hoor weer wat sê vers 46. In Kapernaum was daar 'n sekere koninklike amptenaar, wie se seun siek was. Sy seun is siek. 10:1 op die punt om dood te gaan. Ons sien in die volgende vers 47, sê dit, Johannes skryf, hy sê, toe hy hoor dat Jesus van Judea af na Galilea gekom het, het hy na hom gegaan en gesmeek, dat hy moet afkom en sy seun gesond maak, want hy het op sterwe gelê. Sien, hierdie man, daar's iets wat ons sien in sy lewe. Wat ek weet ek is besig om vir die koor te preek. Julle is hier. Julle het die moeite gedoen. Julle ken Jesus vir wie hy is. Julle ag dit belangrik. Hierdie man se geloof in Jesus is gebaseer op tekens alleen. Wat kan die Here vir my doen? Sien wat die woord hier uitlaat, maar wat ek en jy raak sien vanaand, is dat, onthou julle ons het gesê, die afstand tussen Kana en Kapernaum was so ongeveer 40 kilometer. Dat beteken, die kortste pad wat hierdie man kon loop, moontlik kon loop, was, ek dink die feite sê, dit was omtrent 'n 25 kilometer pad wat hy kon loop, die kortste moontlike pad om by Jesus verby te kom. 25 kilometer. Wat sê dit van die man se geloof? As ek vanoggend vir jou die vraag moes vra, jy bly 25 kilometer uit die dorp uit en jou kar het gebreek, gaan jy Sondagoggend by die kerk wees? En jy moet nie sleg voel nie, want ons het 'n baie goeie kans dat ek ook nie gaan wees nie. Wat sou die Here van ons geloof gesê het as hy vandag hier was? Hierdie man is bereid om 25 kilometer te loop, met die hoop dat Jesus dalk iets gaan doen. Dat hy dalk by sy seun gaan uitkom. Hierdie man kon nie wag totdat Jesus Kapernaum toe kom nie. Want sien, ons weet iewerste in sy reis sou hy eventually by Kapernaum uitgekom het, daar waar die man woon, daar waar hy bly. Maar sien, die krisis is bietjie groot. Hy kon nie wag nie. Hy het besef, ek moet by Jesus uitkom. Hy het besef, daar is net een persoon wat my hierdie situasie uit kan help. Wat is al die redes waarvoor mense vandag by die huis bly? En net nie by Jesus uitkom nie. Die dringendheid is net nie daar nie. Die krisis is net nie daar nie. Die lewe is, ek sort eintlik nie goed so maklik uit, man. As dit bietjie reënerig lyk, dan trek ek net die kombers so oor. Hou net my oor uit, want dit klink nogal lekker. Man, hou slaap lekker in die reën. As dit bietjie kouerig is, as ek bietjie moeg is, as ek net nie lus is vandag nie.
wat sou Jesus van ons geloof sê? Die beste van alles is, hierdie man kom om hom te smeek. Kan jy jouself indink, wie kan ons gebruik? Ken julle staatsamptenare? Groot name. Skiet een. Kom ons sê Julius Malema. Dalk kry ons nou views op YouTube as hulle hoor ek het dit gesê. Stap hier in. En hy kom smeek die Here om hom te help. Man, ons oë sou oopgaan. Hy het al die mag en al die krag om sy probleme uit te sorteer. Hy het nie die geld ook. Wat sou hy by Jesus kom soek? Hierdie man loop 25 km ten minste en kom smeek. Sien, ons het begin dink dat gemak belangriker is as 'n honger na Jesus Christus. Die wêreld het begin dink, die wêreld het gemak begin belangriker ag as om by Jesus uit te kom. Dit moet tog net nie vir my 'n ongerief wees nie. Ek moet nie loop nie, ek moet nie sukkel nie. Daar moet parkering wees by die kerk en my sitplek moet oop wees. Dit moet lekker wees om kerk toe te gaan. Dit moet niks van my vat nie, dit moet nie iets van my vra nie. Sien, mense bly weg vir die eenvoudigste redes. En as hulle welkom, dan kom hulle nie eens om te smeek nie. Hulle kom met amper hierdie, daar's nou 'n populêre Engelse woord wat nou omgaan, hierdie aura, hierdie, wat noem mense dit man? Ja, so iets. Hierdie houding is die regte woord. Ja, aura, houding, wat ook al dit is. Hulle kom met hierdie houding, dat ek kom kerk toe eintlik net. Man, die pastoor moet tog net gelukkig wees, ek is hier, jy weet. Ek kon baie maklik, dit klink nou dalk baie kras. Maar as jy kom vir my, bly eerder by die huis. As jy kom omdat jy dink ek is oulik, of omdat ek jou moet raak sien, jy mors jou tyd. Jy gaan beter afwees by die huis dan. Hierdie man kom want hy's afhanklik en honger vir Jesus Christus. Daar's niks wat vir hom te veel moeite is nie. 25 km, ag ek stap dit nou. Want ek weet, Jesus kan my help. Hierdie man is die voorbeeld vir my en vir jou. Maar sien, daar's tog iets in sy hart. En die Here wys dit uit. Daar's 'n verkeerde gevoel in die man se hart. En die woord breek dit so mooi vir ons oop. Vers 48, Jesus praat met hom terug. En ek wil hierin kla hy nie die man alleen aan nie. Hy kla die Galileërs aan. Onthou julle in van die vorige sessies, Jesus het nadat hy die feeste bygewoon het in Jerusalem vir die mense gesê, ek weet wat in hulle harte aangaan. Dit maak my nie opgewonde nie, ek weet hoekom hulle my dien. Hulle dien my net vir die tekens. Vers 48 van Johannes 4, Jesus het toe vir hom gesê, as julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie. Sien, die man het geloof gehad in wat Jesus kan doen. En nie noodwendig in wie hy is nie. En Jesus kom en hy spreek die fout van al die Galileërs aan, in hierdie een man. As dit nie vir die tekens was nie, sou julle nie glo nie. Besef julle wat is die hartseer in daai stelling? Ek het myself eendag hierdie vraag gevra en dis nogal ontnigterend. Die antwoorde waarby jy moet uitkom. En dis taaf, want jy gaan moet eerlik wees met jouself. En die vraag wat ek myself gevra het, as ek vanaand alles moet verloor, en ek praat van alles, praat nie net van my werk, en my huis, en my kar, en my diere nie, ek praat van alles, jou geld, jou familie,
As ek vanaand stoksiel alleen met niks op my naam moes opeindig nie, gaan ek nog steeds die Here dien. Want as my antwoord dan ja is, dan dien ek hom vir wie hy is. En nie net vir wat hy vir my kan gee nie. Ek dien hom nie net want ek het 'n werk nodig nie. Ek dien hom nie net want iemand is siek en ek hoop as ek genoeg keer kerk toe gaan die pastoor vir siek mense bid en dan kan ek daar wees nie. Dis goed. As jy 'n krisis beleef, kom kerk toe. Die Here kan jou help. Maar moenie dat dit die rede wees hoekom jy hom dien nie. Sien as ons bietjie terug rewind, vers 42 van Johannes 4, ons het dit laasweek hanteer. Dis nog Jesus in hierdie gesprek met die Samaritane. En Jesus het vir die vrou gesê, die mans, die mense wat sy bymekaar gemaak het, sê vir die vrou, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het homself gehoor en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Wat het Jesus vir haar gedoen? Hy het haar verlede geopenbaar en haar vrygestel en vir haar die lewende water gegee. So hierdie vrou kommunikeer, dit is wat Jesus vir my gedoen het. En hier kom die Samaritane en hulle sê, ons glo nou nie meer op grond van wat jy gesê het nie. Ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het, Jesus vir jou gedoen het nie. Ons glo, want ons het homself gehoor. Ons weet wie hy is. Hy is die verlosser van die wêreld. Dit is die tipe geloof wat Jesus soek bo alles. Hy soek die tipe geloof wat sê, ons dien hom, want hy is die verlosser. Ons dien hom, want hy het aan die kruis gesterf. Ons dien hom, want hy het ons vrygekoop. Ek dien hom nie, want ek het 'n nuwe bakkie nodig nie. Ek dien hom nie, want ek het 'n verhoging nodig nie. Ek dien hom nie, want my liggaam is siek en seer en ek het gesondheid nodig nie. Ek dien hom, want hy is God. Die Samaritane glo op grond van wat Jesus gesê het, wie hy is. Die Galileërs glo op grond van wat Jesus gedoen het. En daar is nie fout daarin nie. Ek wil regtig nie hê jy moet voel, man, as ek 'n krisis beleef, kan ek nie kerk toe gaan en daaroor praat nie, want dan dien ek die Here net vir wat hy kan doen. Daar's nie fout daarmee nie. Ek wil vir jou sê, as jy 'n nood en 'n krisis beleef, is daar nie 'n beter plek om nie heen te gaan nie. Gaan na die Here toe. Gaan buig voor hom neer, maar moenie dat dit alles waarop jou verhouding gebou is nie. Moenie net na hom toe hardloop wanneer jy 'n krisis beleef nie. Hardloop na hom toe wanneer dit met jou goed gaan. Weet jy dat dit is belangriker om by die Here uit te kom wanneer dit met jou goed gaan? Ek het dit al gepreek en daar's twee tipes mense in hierdie lewe. En die een is soort van gevaarliker as die ander een. Jy kry die persoon wat dit maklik vind om die Here te dien wanneer dit goed gaan. Wat na die Here toe hardloop wanneer dit goed gaan en wanneer dit swaar gaan, dan sukkel hulle. Dis meer normaal. Dis nie reg nie, maar dis meer normaal. Dan kry jy die persoon wat wanneer dit moeilik gaan, dit maklik vind om na die Here toe te hardloop. En wanneer dit goed gaan, hom vergeet. Dis gevaarlik. Jy het die Here baie meer nodig wanneer dit met jou goed gaan. So wanneer jy 'n krisis beleef, gaan na die Here toe. Praat met hom. Maar moenie laat dit al wees nie. Vers 49. Die koninklike amptenaar sê vir hom, meneer, kom tog voordat my kindjie sterf. Jesus sê vir hom, gaan, jou seun leef. Die man het Jesus se woorde geglo en gegaan. So in lig van die vorige vers wat ons gelees het, Jesus wat vir hom gesê het, as daar nie tekens en wonders was nie, sou julle nie geglo het nie. Dink ek nie, hierdie was 'n baie positiewe respons nie. Ek dink nie, Jesus het met blydskap vir hom gesê, my kind, ek is so bly jy is hier, gaan jou seun leef nie. Ek dink dit was 'n geval van, gaan, jou seun leef.
Sien die koninklike amptenaar sê vir hom, meneer, kom tog voordat my kindjie sterf. Ek wil julle vir 'n oomblik na Matteus 8 toe vat. Sien in Matteus 8 lees ons van nog 'n Romeinse offisier van status. Nog 'n Romeinse man hoog op. Nog 'n Romeinse man wat ook mag het, wat ook oor baie aangestel is, wat ook in Kapernaum leef. Sien, daar's baie goed wat ooreenstem tussen hierdie twee mans, behalwe een ding. Sien, hierdie man in Matteus 8 kom ook na Jesus toe. Hierdie man in Matteus 8 beleef ook 'n krisis van iemand wat siek is en op pad is om dood te gaan. Maar daar's een groot verskil. Jesus ervaar nie daai valsheid in sy hart nie. En ons kan sien hoekom. Die Romeinse offisier in Matteus kom na Jesus toe en hy sê eenvoudig die waarheid. Hoor wat sê Matteus 8 vers 6. Die man het gesê, Here, my slaaf lê verlam by die huis, hy ly baie pyn. Hy het net vir Jesus gesê wat aangaan. Hy het net vir hom gesê, hierdie is die situasie, hierdie is waardeur ek gaan, daar's geen ekstra versoeke nie, geen eie oplossings nie, bo dit alles, bied Jesus om na sy huis toe te gaan, en sy slaaf te gaan genees. Vers 8 van Matteus 8 sê, die centurio het geantwoord, Here, ek is nie werd, dat U onder my dak kom nie, maar sê net 'n woord, en my slaaf sal gesond word. Die woord sê verder, dat Jesus, wat alles weet, en wat alles ken, wat elke persoon sy hart sê, die woord sê verder in Matteus 8, dat Jesus was verbaas oor hierdie man se groot geloof. Wat is dit wat vir hom hierdie groot geloof gegee het? Die verskil tussen die twee is, hierdie eerste staatsamptenaar sê vir Jesus, kom, ek het nodig dat hy kom, want hy vertrou die tekens. Hierdie tweede man sê, Here, dis my probleem. Spreek net 'n woord. Hy het geglo wie Jesus is. Die man het geweet, Jesus kan sy slaaf genees, maar sy geloof in Jesus was werklik so groot, dat hy geglo het, dat net deur een woord kan Jesus sy slaaf genees. In kontras met die amptenaar in Johannes 4. Hy kom by Jesus en vertel hom sommer wat om te doen. Kom na my huis toe. My kindjie lê op sterwe, kom. Here, my seun lê op sterwe, U moet na my huis toe kom. Hoe baie keer doen ons dit nie? Jy mag met my verskil vanaand. Maar ek wil jou vra dat as jy met my verskil vanaand, gaan vat tyd en gaan bid daaroor. Ek is meer as bereid om 'n gesprek verder met jou te hê oor hierdie ding. Maar ons doen soveel keer die baie. Soveel keer doen ons dieselfde. Here, dit gaan broekskeer. Ek sukkel met my finansies, Here, hier is 'n 10-punt plan, stap vir stap. Here, as U dit doen, dan sal dit met my goed gaan. Die beste ene, en ek het tot onlangs toe nog met tieners gewerk. En ek kan myself net indink hoeveel tieners het dit al gebid, en dalk groot mense ook. Here, sy is single, en ek is single. So laat hierdie verhouding nou spoed optel asseblief. Here, ek het 'n groot besigheidsgeleentheid voor my. Maar Here, U moet dit voor volgende week maandag seën, anders te gaan dit deur die mat val. Ons is so geneig om vir die Here instruksies en rigting te probeer gee. Dit is 'n baie gevaarlike plek. Here, ek sal elke Sondag kerk toe gaan, as U dit en dit en dit doen. Weet jy, die woord sê, moet eerder nie beloftes maak nie.
Moenie sweer nie. Want as jy dit nie nakom nie, jy maak die Here se hart baie seer. Veral as hy vir jou deurgekom het. En hy het dit vir jou gedoen. So geneig om vir die Here instruksies en rigting te probeer gee. En dis glad nie 'n eerbare manier om die Here te nader nie. Sien, hierdie eerste man, hierdie eerste amptenaar waarvan ons lees in Johannes 4, hy het tog tot 'n mate van geloof gehad. Hy het geweet Jesus kan. Maar hy wou gekom het en gesê, Here, ek weet U kan, maar hier's punt 1 en punt 2 en punt 3. U moet na my huis toe kom en dan vir my kind bid en dan sal hy gesond word. Wanneer gaan ons toelaat dat God wees? Wanneer gaan ons toelaat dat Jesus wees? Paulus skryf in 2 Korintiërs, dan sê hy, alhoewel ons deur tydelike en geringe verdrukking gaan. Tydelike en geringe verdrukking, sal ons nie moed opgee nie, want God is besig om vir ons 'n ewige en alles oortreffende heerlikheid te bewerk. Weet jy wat beteken dit? Dat dit wat God vir jou werklik in store het, oortref elke liewe plan wat jy aan kan dink. So hoekom wil jy settle vir dit wat jy gedink het die beste gaan wees, as dit wat God vir jou in store het, alles oortref? 'n alles oortreffende heerlikheid wat hy vir jou bewerk, maar ek wil my plan volg. Die man in Matteus 8 was baie wyser gewees. Al wat hy vir die Here sê, is hier is die situasie, Here. Hier is wat ek beleef. En dis al. Geen advies, geen instruksies, geen rigting nie. En waarmee antwoord Jesus hom? Hier is die bewys. Die eerste man vra, en Jesus sê, gaan, jou seun sal leef, gaan. Die tweede man vra met wysheid en op 'n eerbare manier en met respek teenoor Jesus. En wat offer Jesus hom terug? Laat ek na jou huis toe kom. Laat ek onder jou dak kom. Laat ek jou slaaf persoonlik aanraak. Is dit nie soveel beter nie? Vers 50b sê, die man het Jesus se woorde geglo en gegaan. Om daarom nou regverdig te wees teenoor die man, alhoewel hy die dinge nie heeltemal reg benader het nie, het hy daarvan af weggegaan en geglo, sy seun is genees. Want sien, dit vat tog nog steeds 'n mate van geloof. Dit vat nog steeds 'n mate van geloof om dan nou om te draai, nadat die Here 'n woord gespreek het, en nog steeds te glo, my seun is genees. En hierdie man doen dan nou iets, wat vir ons wys, dat hy het werklik geglo. Hy het werklik op die punt gekom, waar hy regtig glo, dat Jesus kan doen, wat hy sê, hy gedoen het. Maar ek wil eers vir julle hierdie vraag vra. Dink julle nie, die Here verdien om beter gehanteer te word nie? Ons het dit so die norm gemaak. Ons het dit die norm gemaak om te dink dat ek kan my oë toemaak. En ek kan met Jesus praat net soos wat ek wil. En ek kan vir hom sê net wat ek wil. En ek kan vir hom sê hoe hy die goed moet doen. En ek dink ons het vergeet met wie ons praat. Ek dink ons het vergeet dat hy kon, voordat hy op die kruis gehang het, vir God die Vader bid om engele te stuur en Jerusalem plat te slaan. En om hom op te ruk hemel toe, sodat hy nie 'n oomblik sy lyding toe verduur nie. Ek dink ons vergeet dat ons praat met die een wat afgegaan het hel toe en die vyand oorwin het.
Ek dink ons vergeet ons praat met die een wat deur 'n enkele woord gespreek het en die son en die maan en die sterre het ontstaan. Ek dink ons het vergeet ons praat met die een wat alles weet. Ons het vergeet ons praat met die een wat aan die einde van tyd staan. En jou hele lewe sien tot dit wat jy nog moet leef en wat weet wat is goed vir jou, want sy woord sê die planne wat ek aangaande jou het, is planne van 'n hoopvolle toekoms. Ons vergeet ons praat met hom wat jou hele lewe al klaar beplan het. Wat Romeine 8:28 sê, dit wat ek vir jou het, alles sal ten goeie meewerk. Ons wil dit in ons eie hande neem en sê, Here, dis wat jy moet doen. Kan ek jou uitdaag om jou binnekamer gesprek so bietjie te verander? Gaan nog steeds na die Here toe met jou krisis. Gaan nog steeds na hom toe met jou probleem. Gaan nog steeds na hom toe met jou tekortkominge en met wat alles wat jy nodig het en wat jou seermaak, gaan nog steeds na hom toe. Maar laat hom toe om God te wees. Dit bring jou soms op nie lekker plekke nie. Dit bring jou soms op plekke waar jy voel, nee Here, ek kon op 110 maniere gedink het hoe hierdie vir my beter kon uitdraai. Maar ek moet aanhou vertrou. Ek moet aanhou vertrou. Vers 51. En terwyl hy nog op pad was, hierdie man wie sy seun nou net genees is, het sy dienaars hom tegemoet gekom en vertel dat sy kind leef. Hy het toe by hulle navraag gedoen oor wanneer het hy begin beter word. Hulle sê toe vir hom, gister teen die 7de uur het die koors hom verlaat. Die vader het toe besef dat dit op daardie uur was waarop Jesus vir hom gesê het, jou seun leef. En hy en sy hele huishouding het tot geloof gekom. Nou, sit gou julle wiskunde kappies aan vir 'n oomblik, want hier is 'n interessante ding. Hoor mooi wat sê die teksgedeelte. Vers 52 hier aan die einde rond. Hulle sê toe nou vir hom, die dienaars wat vir hom werk, wanneer was sy seun genees? Onthou, so hulle kom hom tegemoet, hy vra wanneer? Hulle sê vir hom, gister al. En hierdie man maak die somme dat dit is min of meer die tyd wat Jesus vir hom gesê het, maar jou seun leef. Dis meer as 'n dag later. Hierdie man het soveel geloof gehad in Jesus en dat wat hy gesê het waar gaan word, dat toe Jesus het sê, toe besluit hy, man, ek kan vir so rukkie net hier in Kana bly, ek het bietjie besigheid om hier te doen. Ek weet dit wat die Here gesê het gebeur. Weet jy wat doen ons as mense? Ons glo in hierdie ding van seeing is believing. Here, as daai nulle in my rekening wys, dan weet ek, U het voorsien. Here, wanneer hierdie kopseer verdwyn, Here, dan weet ek, U het my genees. Here, wanneer die werk my pad langs kom waarvoor ek gevra het, Here, dan weet ek, U het voorsien. Kan ek en jy hierdie man se voorbeeld begin volg, dat as die Here dit gesê het, al lyk dit nie so nie, as hy dit gesê het, is dit so. Hy's nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Nou pastoor het dit eendag vir my baie mooi verduidelik. Nou ek hou van voorbeelde, ek hou van prentjies. Hulle wou my in graad 1 spesiale skool toe stuur, want ek wou nie lees nie, ek wou 'n prentjie sien. En die pastoor het dit eendag vir my so verduidelik. Hy het vir my gesê, God kan nie lieg nie. En toe verduidelik hy vir my, en hy sê vir my, as die Here môre moet sê, dat varke kan vlieg, weet jy wat gaan môre gebeur? Hulle gaan vlerke groei en vlieg. Dis wat dit beteken. Wat God spreek, kom tot lewe. Dit is wat daar in sy woorde lê. Dit is wat daar in sy asem lê. As hy dit gesê het, sal dit so wees. Ek en jy sou huis toe hardloop om te gaan bevestig, maar is dit so soos wat Jesus gesê het? Ons wil gaan bevestig, want dan sal ek glo.
Dan sal ek glo Jesus het iets gedoen, want ek het dit nou self gesien. Sien, hierdie man het genoeg vrede gehad, om eerder 'n bietjie besigheid te doen, en op sy eie tyd terug te keer. Met al die geloof, dat dit wat Jesus gesê het waar geword. Kan jy jouself indink, hoeveel vrede gaan ek en jy beleef, as ons net begin glo wat Jesus sê? Ons ly aan uitbranding en hartsiektes oor stres. Besef julle dit? Ek het vir 'n kort rukkie in my lewe by 'n hospitaal gewerk. Ek was die ontvangsdame. As die mense ingekom het, daar's van julle wat hom bietjie laat gevang het. Weet julle hoeveel mense het ek ingeboek vir, is dit hypertension of hypotension? Hoë bloeddruk, stres. Hulle eindig in die hospitaal op as gevolg van stres. Hoeveel vrede gaan ek en jy nie beleef wanneer ons glo wat Jesus gesê het nie? As hy gesê het dat dit gaan met jou goed gaan, alles sal vir jou ten goeie meewerk, vir die wat my liefhet en wat leef asof hulle geroep is, dit sal met jou goed gaan, as jy dit glo, raai hoeveel het jy oor om oor te stres? Zot, niks, nada, boggerol, want ek glo, as Jesus gesê het, gaan jou seun leef, dan gaan ek gaan, want ek weet my seun leef. As hy gesê het, dat ek het jou gemaak, 'n gesalfde, 'n geroepe, ek het jou uitgekies, glo dit. As hy gesê het, ek het jou vergewe, en ek het jou vrygekoop, en ek het jou losgemaak van sonde, glo dit, want hy het so gesê. Dis die tipe geloof wat ek en jy moet hê. Daar's 'n ander waardevolle ding wat ons sien, hier aan die einde van vers 53 wat gebeur. Vers 53b sê, en hy en sy hele huishouding het tot geloof gekom. Sien, alhoewel hierdie man eers begin het met die verkeerde intensies, sien ons dat toe hy hoor, en toe hy sien, toe sy geloof begin groei, toe word nie net hy gered nie, maar sy hele huishouding. Sien, hier is die geheim vir enige pa of toekomstige pa. Wanneer jy jou kouse optrek en besluit om die regte ding te doen, wanneer jy jou saak met die Here regmaak, wanneer jy sê ek gaan anders te begin leef, kan ek jou beloof daar gaan 'n verskil in jou familie en in jou huisgesin wees. Ek kan dit vir jou waarborg. Want hier is die mispersepsie wat ons het. Ons almal weet mans is die leiers van die gesin. Hulle gee die leiding in die huishouding. Maar ons het iewers te de mekaar geraak dat 'n man gee net leiding wanneer dit goeie leiding is. Nee. Hy gee leiding al is dit sleg. Hoe hy optree, kyk maar wat gaan in die huis aan. Baie van dieselfde optrede. Hoe hy praat, kyk maar wat gaan in die huis aan. Dis baie dieselfde praat. Ons sien al hierdie oulike Kwela videoetjies. Mense wat karavane en goed wen. Want klein Jannie het 'n Swets woordjie gedrop en dit was so verskriklik oulik. Dis hartseer, man. Dis hartseer dat so 'n kleintjie blootgestel moet word aan 'n gevloek en 'n geskel en 'n drinkery en 'n bekleierery. Want glo dit of nie, jy gee leiding. Dis hoe jy hom groot maak. Dis wat hy gaan ken. Dis wat hy gaan verstaan. Dis wat hy gaan doen.
Dis waarvoor 'n man geskape was. En of jy nou daarvan hou of nie, jy gee leiding. Al is dit slegte leiding. Josua 24 vers 15 sê, Josua praat, hy sê, ek en my huis sal die Here dien. Nie ek en my huis sal die Here dien as hulle so voel nie. Of as hulle lus is nie. Of wanneer hulle dit besluit nie. Ek en my huis sal die Here dien. Vers 54. Dis die laaste vers van Johannes 4. Dit was die tweede teken wat Jesus gedoen het na sy vertrek van Judea na Galilea. Wat was die eerste teken wat Jesus gedoen het in Kana? Wat was die eerste teken? Die water en wyn. Eerste teken wat hy doen, gebeur by 'n bruilof. Dis gelukkig. Dis feesvieringe. Almal is bly. Die koppel trou. Hulle kom by mekaar. En die koppel beleef 'n ellende, 'n embarrassment, en Jesus cover vir hulle en hy kom sy ma en die koppel dan om tegemoet en almal is tog gelukkig en die koppel en die man kry die eer want hierdie is die beste wyn. Jesus doen 'n wonderwerk in blye omstandighede. Wat is die tweede wonderwerk? Hier lê 'n kind op sterwe. En skielik glimlag niemand nie. En dis nie meer blydskap nie. Dis nie meer vreugde nie. Dis nie meer 'n goeie situasie nie. Wat leer ons uit hierdie een vers? Sien, ongeag waar jy jouself vind, Jesus is die man om mee te praat. As dit met jou goed gaan, praat met hom, want hy gaan maak dat dit met jou beter gaan. As dit met jou sleg gaan, praat met hom, want hy gaan vir jou sorg. Ek wil vir jou vanaand sê, of jy by 'n bruilof is, en of jy langs 'n graf staan, jy het Jesus nodig. Want sy eerste twee tekens, wys vir ons beide kante van die spektrum, is hy daar, en is hy in beheer, en voorsien hy, en maak hy reg. Dit klink amper soos die bruilof beloftes, is dit nie? In tye van blydskap, sowel as van swaar kry, in die goeie en in die slegte, in lewe en in dood. Wanneer gaan jy besef dat ons staan as die bruid van Jesus Christus? Sy beloftes is aan ons gemaak, in lewe en in dood, in goeie tye sowel as in swaar kry, in siekte en in gesondheid. Hy is daar, want hy is die bruid. Bruidegom. Ons is die bruid. Mag ons vanaand hierdie een ding besef, dat ongeag waar jy jouself vind in die lewe, ongeag of dit met jou goed gaan of sleg gaan, weet dat Jesus Christus is die enigste een wat jou daardeur kan dra. Hy praat met die ryk jong man, en dan sê hy vir hom volgende: dis makliker vir die kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as wat dit is vir 'n ryk man om in die hemel te kom. Hoekom? Want saam met voorspoed, as dit nie van God afkom nie, saam met voorspoed, kom daar baie meer strikke, baie meer aanvalle. Want waarvoor het jy dan nou God nodig as dit met jou goed gaan? As jy geld het, en jy het 'n werk, en jy kan nog petrol bekostig, waarvoor het jy God dan nodig?
Dis hoekom jy die Here nodig het wanneer dit met jou goed gaan ook. Ek het 'n interessante ding gehoor en ek wil dit met julle deel. So die oog van die naald waarvan hulle praat, waarvan Jesus praat, was eintlik 'n poort gewees in Jerusalem. Was 'n baie klein poort waardeur mense kon ingaan. En kamele kon nie gemaklik daardeur gaan nie. Vir 'n kameel om daardeur te kon gaan, moes hy op sy knieë neersak en hulle moes hom deurtrek en hy moes deurkruip. Alles afpak. En dis hoekom ons Jesus nodig het in die goeie tye. Sodat hy jou afpak en op jou knie hou. Amen. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie vir u woord. Dankie dat ons in u kan vashou en weet, Here, in goeie of in slegte tye. In lewe of in dood, in siekte of in gesondheid. Here, dankie dat ons vanaand kan weet, u is daar. En Here, u weet wat is die beste vir ons. Here, ek wil bid en vra spesifiek vanoggend, Here, help ons, lei ons, leer ons, ontwikkel ons, liewe Heer, sodat ons die tipe geloof kan hê, Here, wat die tweede Romeinse offisier gehad het, die geloof wat sê, ek glo in Jesus, want ek weet wie hy is. Here, help ons om daai geloof te kweek. Help ons om op daai punt te kom, Here, wat ons u vertrou, ongeag hoe dit lyk om ons. Ongeag wat die wêreld skree, dat ons geloof in u staande sal bly en sterk sal bly. Here, ons wil u loof, want ons besef vanaand weer eens net, dat u is 'n goeie God. Here, u voorsien presies wat ons nodig het. En Here, ons wil u loof en die prys daarvoor, en ons wil vir u al die eer en al die aanbidding van ons harte gee. En ons bid dit in u wonderlike en heilige naam alleen. Amen en amen.